Kan ek iets vir jou verduidelik? Dat God bly altyd dieselfde. Gister, vandag en môre, hy bly altyd dieselfde. Maar die manier hoe God met ons werk, dit verander. En dit moet ons besef. Die Ou Testament het op 'n sekere manier gewerk. Hy het op 'n sekere manier met Adam en Abraham en Noag gewerk. En toe kom Abraham en hy werk anders met Abraham. Die besnydenis moet kom. En toe begin hy werk met Moses, met die wet. En hulle moet die besnydenis, die wet hou. En hy gee belofte, die Messias gaan kom. Maar toe die Messias kom, toe verander die manier hoe God met ons werk. Want toe word ons die kerk. Toe is dit nie net 'n volkie wat nou die volk van God is nie, net 'n sekere deel nie. Ons almal word deel van die volk van die Here. So dit begin verander. Nou sê Jesus, gaan wag, ontvang die Heilige Gees. Hy bring die Heilige Gees. Die Heilige Gees kom woon in my. So God wat praat, woon hier binne in my. Sy Gees woon binne in my. So God werk anders. So hoor wat sê Romeine 8, vers 1. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees wat aan jou in Christus die lewe gee. So die wet van die Gees, die stem van die Gees, as die Heilige Gees met jou praat, wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en dood. Het ons vrygemaak van mag en mag nie en wat reg en verkeerd is, vrygemaak daarvan. Al wat jy nou moet doen is, dat jy moet luister na die Heilige Gees. As die Gees vir my 'n ding gesê het dit vir my 'n wet geword. Het dit vir my belangrik geword. Dit wat die Here sê. Nou, onthou, as ek hoor en ek doen, dan is ek gelukkig. Dan is ek geseën. Nou sê hy, dat Christus kom nie in veroordeel nie. In die Ou Testament was daar baie veroordeling. Nou kom hy in veroordeel nie. Maar hy sit sy Gees in ons. So hy kom werk anderste met ons. Hy bly dieselfde God, maar hy werk anderste. Nou verwag hy, dat jy moet luister. Dan moet jy sê, Heilige Gees, U wat in my is, kom praat met my. Ek vergeet nie. Ek hoor wat U sê, en ek gaan doen wat U sê. En dan raak jy gelukkig. Dan raak jy bly, as jy doen, dit wat die Here sê. As die Heilige Gees met jou praat, dan is dit soos 'n wet. Jy kan eintlik nie daar onderhandel nie. Jy moet doen wat die Here sê, sodat jy gelukkig kan wees. Dankie dat jy luister. Jy is 'n great blessing.